Laasweek het Ewald 'n boodskap gedeel rondom 'n Bybelkarakter die naam Jona, wat gegaan het oor hierdie man met sy roeping en hoe hardkoppig hy was om die roeping uit te leef, maar op 'n einde van die dag juist dit te gaan doen het toe. En vandag gaan ons bietjie verder reis rondom nog 'n Bybelkarakter wat met jou en my kan kom praat oor ons roeping van ons lewe, naamlik Noag. 'n Bekende karakter wat ek en jy seker al baie van ons op 'n jong ouderdom as kind van gehoor het, oor vir ons vertel is hierdie Bybelstorie van Noag, en daar's eintlik so baie wat mense oor Noag kan sê. In hierdie week terwyl ek my voorbereiding kyk, toe besef ek net weer dat daar's 8 Bybelboeke waarin Noag iets van hom verwys word. Daar's oor die 120 verse wat praat oor Noag en iets van sy storie, hoe dit jou en my kan raak steeds vandag. Maar eerder as om vandag in detail te gaan oor die hele storie van Noag, wil ek fokus hierdie tyd saam met jou spandeer rondom wat kan ons leer van Noag se roeping, sy reaksie op die roeping wat hy gehad het, en hoe dit vandag jou en my raak in 2025 en hier en die nou, wat ons kan help in ons eie lewensreis saam. Ek kon nie help terwyl ek voorberei die week om te dink aan soveel grappies wat al gemaak is oor Noag en oor sy ark, die diere. Ek kan myself indink die uitdaging om al die diere net in die ark te kry en dan om hulle bymekaar te hou daar. En nou begin my oomblik net voor ons ernstig en diep delf in hierdie storie van Noag gaan. Net een of twee goed wat ons dalk laat glimlag oor Noag. En ja, Noag se vrou het natuurlik het hulle Engels gepraat in Noag se tyd. Nie regtig nie, hoor. Maar in elk geval, Noag se vrou, Noah, where will I put the bees? Noag se antwoord, in the archives. Ek hoop julle vang het. En dan die tweede een daarse ook wat Noag, weer eens Noag se vrou wat met haar vra oor whose bright idea was it to place the ark animals alphabetically, the ant and the anteater langs mekaar. Daar is nie meer mure oor nie. Ja, mens kan baie grappies maak, daar's baie van al hierdie stories. Ek wonder partykeer hoe die muskiete en al daai diere daar, die insekte het gehou het, maar die feit van die saak is, dit bly 'n ongelooflike, fascinerende verhaal. Noag en alles daarmee saam, wat so 'n groot impak gehad op jou en my lewe steeds vandag, wat ons dan sal kyk. Maar ek wil nie nooi om saam met te gaan lees na die heel eerste geval wat ons sien van Noag in Genesis 5, vers 28, lees ons die eerste gedeelte wat ons sien waar sy naam ook bekend staan en ook iets van sy roeping, wat ons alreeds sien met sy geboorte. Toe Lamech is natuurlik Noag se pa, 182 jaar oud was, is sy seun Noag gebore. Lamech het hierdie seun Noag genoem, want hy het gesê, hy sal ons opbeer in die vermoeiende handewerk wat ons moet doen op die grond wat die Here vervloek het. Die woord opbeer ook in die ou vertaling praat van troos in die vermoeiende werk wat ons moet doen op die grond wat die Here vloek het. Waarna verwys ook hierdie gedeelte? Verwys terug na Genesis 3 toe. Daar waar die sondeval natuurlik plaasgevind het, waar die Here ook die grond vervloek het, juist die feit dat ons sal werk in hierdie grond vir arbeid, vir beloning. En nou ja, interessant, as jy kyk na tydlyne, nou kyk na die ouderdomme, kan jy min of meer kyk na 1000 jaar, 1050 jaar vanaf die skepping, waarskynlik tot by Noag se geboorte. In hierdie tyd waar die mense al so lank op die aarde was en beleef het die vermoeiende werk van die skepping en wat die sondeval meegebring het. Dis waar ons begin sien van Noag se roeping alreeds, daar in die begin. En as jy omblaai na Genesis 6 toe, dan begin ons kyk na verder hoekom Noag die roeping gehad het en wat dit behels het. Jy kan saam lees ook in Genesis 6 daar, die Here het die omvang van die boosheid van die mensdom op die aarde raak gesien. Hy het opgemerk dat hulle gedagtes gedurig sleg was. Die Here was spyt dat hy die mens op die aarde gemaak het
het hom diep bedroef. Daarom sê die Here, ek sal die mensheid wat ek gemaak het, heeltemal uitwis van die aarde. Saam met hulle sal ek ook al die diere en die klein en groot asook die voëls vernietig, want ek is spyt dat ek hulle gemaak het. 'n baie donker observasie van God oor hierdie wêreld, oor die gebrokenheid wat sonde veroorsaak het. Gelukkig het dit nie daar gestop nie. 6 woordsin wat alles kom verander het. Maar, net die vorige skyfie asseblief, maar die Here was Noag goedgesind. Die Here was Noag goedgesind. Een man wat die hele storie kom verander en kom draai, rondom die roeping op sy lewe. Nou as jy verder aanlees, net 'n paar verse van vers 13 af, dan sien ons verder, wat ek hom sê, daarop sê God vir Noag, ek het besluit om die lewende wesens te vernietig, want dis as gevolg van hulle, dat die aarde vol geweld is. Ek gaan hulle almal verseker tot niet maak. Jy moet 'n groot ark van goferhout maak, met verskillende vertrekke binne-in, verseël dit binne en buite, met teer. Meeste van ons glo almal, jy ken die storie, die raamwerk van die storie van Noag, maar duidelik rondom sy roeping, waarvoor die Here hom geroep het, in 'n tyd soos daardie wat dit boos, godloos was. Maar Noag het 'n roeping op sy lewe, en as dit kan opsom in een sin vandag, wat was Noag se roeping? Kan ons dit dalk so stel vandag? Sy roeping was 'n missie van redding vir die mensdom, deur die ark te bou, om 'n nuwe begin vanuit 'n moreel vervalle wêreld te kan maak. Dis die kruks van Noag se roeping. Dis alles goed en wel vandag as ons hierdie lees, maar dit bring ons terug by die vraag, wat beteken dit vir jou en my vandag? Die hier en nou, hier in Sekunda waar ons vandag hier is. Hoe kan ons lewens raak of verander op een of ander manier? En dis wat ek vandag eintlik wil uitkom deur hierdie hele verhaal van Noag is jou en my lewe. En die eerste groot ding wat ons vandag kom sê is vanuit Noag se storie, soos wat die Here vir Noag geroep het, vir Jona wat ons laasweek oor na gekyk het, roep God jou ook tot iets. Ek glo vandag elkeen van ons wat hier sit, dat die Here 'n spesifieke roeping het vir jou lewe. En daardie roeping bring ons natuurlik by die vraag ook, maar wat roep die Here my voor? En ek dink dis 'n vraag wat ons nie ligtelik moet opneem nie. Dis 'n vraag wat ek en jy nie moet uitstel en wegskuif uit die gewoel van ons lewe uit, want dit gebeur so maklik. Dat ek nie in 'n groef, in 'n rad kan val van nog 'n dag met my lewe, maar nooit dink werklik krities oor hierdie vraag nie. Vandag wil ek jou sommer van die begin af nooi dat jou uitdaag, stoei met hierdie vraag, bid oor hierdie vraag, werk met hierdie vraag, wat roep die Here my voor? Want hy het verseker 'n rede hoekom jy vandag hier is, hoekom jy bestaan, hoekom jy mens is. Hy roep jou vir iets. So, ons het so 'n paar weke terug by Kraik 'n reeks ook gehad met die naam Shape. Baie van julle was deel van daardie reeks gewees op een of ander manier, en dis een van die plekke wat ek jou kan aanbeveel om weer te gaan herbesoek. Die Shape rondom verskillende fasette van ons lewe wat ons help leidrade gee tot wat is daai roeping op ons lewe. Geestelike gawes, heart, abilities, personality, experience, al daai goed wat bydra. As jy op ons YouTube kanaal gaan van Kraik, sal jy al die boodskappe, die klein groep materiaal, video's, al daai goed daarso kry, om daarmee te kan werk. Jy kan ook met een van ons Kraik spanlede gesels, kontak ons, maak 'n afspraak met ons sal graag met jou gesels, saam met jou stap ook, oor help daai roeping te ontdek in jou lewe. Jy kan met mentors praat, jy kan natuurlik bid ook en die Here vra daarvoor wat hy ook kan lei, maar stoei met hierdie vraag, wat is die roeping wat God vir jou lewe het? Iets addisioneel wat ek het vanoggend wil bysit rondom die roeping is, om te kyk na 2 tipes, verskillende roepinge, wat die Here ons na toe roep, en ek wil dit so kategoriseer, die een kant die universele roepinge. Dit is goed wat elkeen van ons hier
van toepassing op ons lewe is. Goed soos byvoorbeeld dat ek en jy geroep is om God se kind te wees, volger van Jesus te kan wees, om die groot gebod wat natuurlik Here God lief te hê met hele hart, siel, krag en verstand en die naaste lief te hê soos jouself, gebod van liefde, te kan uitleef, elkeen van ons geroep voor, en dan die groot opdrag om disippels te gaan maak, van alle nasies, en dit te gaan doop, en dit te leer. Dit is elkeen van ons roeping van ons lewe, en wat 'n konteks ook al mag wees, in jou unieke, jou werksplek, in jou leefwêreld, is universele roeping van toepassing op elkeen van ons. Maar aan die ander kant ook, en dis baie keer waar dit baie keer uitdagend van ons raak, is die unieke roeping wat God vir ons het. Waarskynlik roep jou en my nie om soos Noag 'n unieke ark te gaan bou hier in Sekunda nie. Maar dat daar spesifieke goed is wat hy vir jou roep rondom unieke gawes en vermoëns wat God jou gegee het. Wat anders lyk as die mense om jou. Unieke passie wat Here in jou hart geplaas het. Waar daar sekere goed brand in jou hart vir sekere sake wat anders is as die mense om jou. Verder ook 'n unieke ervaring agtergrond wat jy het. Jou lewensstorie lyk anders as die persoon langs jou op grond van daardie ervarings. Unieke opdrag wat die Here dalk op jou hart kom lê, soos met Noag, om te sê dis wat ek graag wil jy moet doen met jou lewe. Hierdie is goed wat ek en jy moet na kyk en dat ons iewers sal begin. Sê ek wil begin stappe neem in daai rigting om Here te vertrou waarvoor jy geroep is, waarvoor ek en jy hier op aarde geplaas is. So dit is waar dit begin vandag. God roep jou en my vir iets. Maar ek wil nooi om saam met my verder te kyk na Noag se verhaal. Kom ons kyk na wat ons verder kan leer oor die man Noag. Sy karakter, sy menswees, wat ons verder kan kyk. In Genesis 6 vers 9. Wat volg is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n opregte man, die enigste onberisplike persoon in daardie tyd. Hy het God se wil deurgaans uitgeleef en 'n noue verhouding met hom gehad. 'n Baie duidelike beskrywing van die hart hierdie man, Noag. Interessant is, weet nie of jy het besef nie, maar in Noag se tyd was daar nog nie 'n Bybel gewees wat ek en jy gehad nie. Daar was nie 'n geskrewe dokument noodwendig wat hulle kon gebruik het om Bybelstudie te hou nie. Hoe het Noag ook van God gehoor? Dit kan verskillende maniere wees. Ek dink die een waarskynlike manier is die stories van God wat oor die generasies oorvertel is in daardie tyd. En is interessant as jy die tydlyne kyk dat iemand soos Adam, die eerste man wat God geskep het, dat hy nog geleef het in die tyd van Noag se pa, van Lamech. Eers toe Lamech 53 jaar oud was, toe, as jy die tydlyn volg, is Adam oorlede. So daar was stories versprei van die skepingsverhale, van die sondeval af, oor generasies wat hulle kon gehoor het oor die betrokkenheid van God in mense se lewe. En natuurlik ook dat deur die natuur openbaring is van die karakter van God wat Noag kon beleef het. Maar die feit van die saak is vandag, Noag was 'n man van integriteit. Hy was 'n man wat 'n diep verhouding met God gehad het. Dit is deel van 'n fondasie wat ek glo daar was, wat gemaak het dat hy hierdie roeping wat so groot was, kon uitgeleef het. Sy karakter, wat daarvan kon gespreek het. Maar dan verder ook lees ons in vers 22 van Genesis 6, die volgende ook. Noag het presies gemaak soos God hom beveel het. En dan Genesis 7 vers 5, wat kom sê ook, Noag het die opdrag van die Here uitgevoer. 'n Man met integriteit, met gehoorsaamheid, en interessant is wat ons kan duidelik sien hierso van Noag is, bowe en behalwe dat hy met sy geboorte 'n sekere profetiese roeping alreeds op hom gehad het, op grond van sy naam. Dat dit nie hierdie passiewe ding was wat Noag gesê het, wel, okay, ek het nou die roeping en ek gaan nou maar aan met my lewe en kom ons kyk maar wat gebeur nie. Dat daar
reaksie was op die roeping van God in Noag se lewe. Hy het gereageer en dit bring ons na die tweede groot gedagte vandag is roeping vra jou samewerking. Want hier is die ding, hierso is eintlik 'n wye spektrum van 'n persepsie wat ek en jy kan hê rondom roeping. Ek wil dit gou vir jou vandag net uitwys. Die een ekstreme kant van roeping wat baie keer mense na toe neig, is die roeping van God wat die roeping gee en dit kom uitvoer. God gee vir my roeping en hy voer dit uit. Met ander woorde, ek staan terug en hierdie dinge gebeur net. Ek is by 'n plek waar ek eintlik maar passief is. Geen verantwoordelikheid dra van my roeping nie, want die Here voer dit mos nou uit. Hy is die een wat alles laat gebeur. Baie passiewe uitkyk en laat my dink aan enige staaltjie wat ek gehoor het van 'n prediker wat gepreek het op so Sondagoggend en daar kom 'n tannie na die diens na die prediker toe en sê van pastoor, "Ja, dankie, jou preek het my vanoggend geseën." Pastoor beer baie nederig wees. Hy sê, "Ja, suster, dit was net die Here." Die tannie kyk hom so en sê vir hom, "Dit was nou nie so goed gewees nie." Daar's 'n menslike faktor ook. En ja, God gee vir ons 'n kant, maar die ander kant ook, wat die ander kant van die spektrum is, die ander ekstreem is, alles hang van my af. Is asof God nie eintlik betrokke is, of amper bestaan nie, is asof ek moet alles in my lewe laat gebeur en maak werk. Laat my dink aan so 'n liedjie, ek weet nie of julle van Bon Jovi luister nie, maar liedjie wat sê, "It's my life, it's my way." My manier van doen en niemand gaan vir my niks sê wat ek gaan doen nie, ek besluit. Alles hang van my af. En dis ook 'n ongesonde kant van die druk wat jy op jouself kom plaas en ook die amper jouself in 'n God-posisie sit. Om God te speel oor jou eie lewe. Dis ook nie 'n baie goeie gevaarlike plek om te wees ook in die lewe. So, wat is die ideaal wat God ons te roep? Is juist die middel toe, die goddelike balans van God het 'n plan, ja, hy roep my, hy gee my roeping en ek werk saam met hom aan daardie roeping. Dit is die plek wat ons moet besef vandag. Ek en jy het die voorreg om saam hierdie te kan werk en die Here dit goed gedink het in sy alwysheid. Jou en my as nietige mens deel te maak van sy storie. Meer as net dat ek en jy passiewe toeskouers is. En die waarheid is dat God eintlik in sy almag kon hy alles gedoen het. Hy kon besluit het sê, weet jy wat, ek het nie julle mense nodig nie, ek gaan al hierdie goed maak gebeur. Maar hy het besluit in sy alwysheid, sê ek wil julle met deel wees van my storie, my beeld geskep, wees deel van my storie, werk saam met my, wat ek wil doen en bereik. En daarom vandag is dit belangrik ook om daai vraag te vra ook van, hoe kan ek vandag saam met God werk? Waar kan die Here my gebruik en baie keer op praktiese maniere te kan kyk, maar waar kan ek deel hê aan God se werk in my lewe? Dit ek kan vra. Ek dink aan hierdie bekende bandjies wat mense ook dra van what would Jesus do? Wat sou Jesus gedoen het? Hoe kan ek saam met die Here werk in my lewe? En vandag beteken dit ook dat ek en jy soms sal kan bid en sê, Here, ek wil net by u voete sit. Ek wil stil raak. Ek wil soms bid net, Vader, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Maar daar ook geleenthede gaan wees wat ek en jy genooi word om ons moue op te rol om te sê, ek gaan ook nou saam met God werk dat sy wil geskied. Ek gaan saam met hom werk dat sy koninkryk kom. Ek gaan 'n verlengstuk wees van Jesus se hande en voete hier op aarde. En dit is wat die kerk ook is. Dis waarvoor die liggaam van Christus is. Is ek en jy samewerkende agentes van God hier op aarde. So word ek en jy geroep om saam met God te werk in hierdie lewe. En as ons kyk na Noag se samewerking, dan sien ons 'n man wat hierdie opdrag kry, 'n groot roeping, maar die Here stuur nie hierdie ark uit die hemel uit, ten volle klaar gebou en hier sak hom af, en hy sê, hier is julle ark nie.
maar hy gee vir Noag spesifieke instruksies rondom hoe die ark moet lyk, die afmetings, die materiaal ensovoort, en dan moes Noag en sy seuns moes daardie ark bou. Hulle moes saam met God werk en te sien hoe die roeping tot vervulling kan kom. Ek dink dit moes 'n ongelooflike uitdaging gewees het, vir 120 jaar gebou in hierdie ark. Waarskynlik, onvermydelik was daar baie weerstand gewees van die stroom van die kultuur en die samelewing, van mense wat hulle bespot het, wat dalk weerstand gebied op verskillende maniere. En die vraag wat ek myself ook vra is, hoe het Noag dit reg gekry? Hoe kon hy volhou het, volhard het, deurgedruk het, om hierdie projek te kon afhandel? En dit lei my vandag om saam met jou ook om saam met te lees in Hebreërs 11, nog 'n teks oor Noag, en as jy Hebreërs 11 al voorheen gelees het, sal jy weet dit gaan oor die geloofshelde, wat 'n geloof is, en al hierdie verskillende Ou Testament karakters, wat jou en my inspireer rondom hulle geloof. So ook Noag, in vers 7. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom 'n erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Jy sien, daar was 'n beloning gewees. 'n Beloning vir die gehoorsaamheid en die volharding en die geloof van Noag. Dit lei ons vandag na die laaste en groot gedagte toe hierso, is dat gehoorsaamheid het 'n positiewe rimpel-effek. Nie net op ons eie lewe op een of ander manier nie, maar ook op die lewens van die mense rondom ons. Besef jy vandag dat, as ons dink aan Noag se verhaal, kom ons veronderstel hy was nie gehoorsaam nie. Veronderstel dat hy gesê het, nee wat, ek sien nie kans vir die roeping nie. Dat daar in 'n sekere sin vandag kon sê, ek en nie vandag hier sou wees nie. Dat die mensdom totaal al afgefees gewees het van die aarde. Maar as gevolg van een man se gehoorsaamheid, is ons hier, leef ons, het ons 'n geleentheid tot die lewe. Wat 'n positiewe rimpel effek. Vandag as ek praat oor hierdie, besef ek dat daar's verseker kere wat ek en jy God gaan gehoorsaam, wat dit gaan voel, aanvanklik soos 'n negatiewe rimpel effek. Kom ons dink aan disippels van Jesus, ons dink aan mense wat God gehoorsaam het en vervolgens vir hulle geloof. Mense wat doodgemaak is vir hulle geloof. Dit lyk nie baie positief nie. Maar op een of ander manier, as jy in die ewigheidsperspektief kyk, dan sien jy die positiewe rimpel effek, wat dit tog en steeds gehad het op hulle lewens. Ek dink aan moderne, hedendaagse geloofshelde. Ek kan nie anders dink aan 'n man soos Charlie Kirk, 'n man wat opgestaan het vir goddelike waardes, gesterf het, en wat se positiewe rimpel effek ewe skielik dit het op hierdie hele wêreld. Hoe jong mense Bybels optel, kerk toe gaan wat nooit voorheen gaan het nie. 'n positiewe rimpel effek, so vol van gehoorsaamheid aan God se woord. So word ek en jy vandag genooi om te sê, Here, ek wil ook gehoorsaam wees. Hoekom? Want op een of ander manier gaan dit goeie gevolge voortbring. En ek vermoed, as ek en jy vandag sal besef die rimpel effek positief wat dit gaan hê as ek en jy gehoorsaam is aan God, dat ons dalk baie makliker en meer God sal gehoorsaam as nie. As ons net kan besef, en my lewe beleef ek dit al oor en oor, is die feit dat elke keer wanneer ek God gehoorsaam op iets, word ek verbaas oor die positiewe gevolg, oor hoe groot die positiewe rimpel effek, nie net op my lewe is, en die ander mense se lewens om my is ook. Ons onderskat die impak van ons gehoorsaamheid. Mag ek en jy opnuut weer besef die potensiaal van ons gehoorsaamheid, en daarom te kan gehoorsaam in ons lewe. Ook onlangs 'n hedendaagse geloofshelde wat onlangs gesterf het, twee manne wat ek graag wil net aanhaal ook is, Eugene Peterson. Hy praat oor
a long obedience in the same direction. Gehoorsaamheid is nie net 'n once-off geleentheid in ons lewe nie. Dis 'n dag-tot-dag geleentheid wat ek en jy sê, Here, vandag opnuut wil ek 'n stap van gehoorsaamheid neem. Wil ek getrou wees aan die klein dinge wat U my toevertrou. Al sien ek nie dadelik die gevolge nie. En tereg sê ook oorlede Charles Stanley, hy sê, obey God and leave the consequences to Him. Ons weet nie, ons sien nie altyd die effek wat dit gaan hê nie. Maar vandag kan ons weet, soos ons reeds gesê, daar's 'n positiewe rimpel effek as ons net kan gehoorsaam wees. In geloof, al sien ons nie wat voor lê nie. Vandag wil ek afsluit met hierdie gedagte, dat ek en jy vanuit Noag se storie kan kyk en ons eie lewens kan kyk ook en sê, Here, hoe lyk die roeping van my lewe? Wat is daardie roeping? Hoe is ek besig om saam met God te werk met daardie roeping? En hoe is ek besig om stappe van gehoorsaamheid vandag te neem vir hom? Laasweek het Ewald ook gekyk na die ooreenkomste van Jona en Christus. En vandag wil ek vir julle sê dat as jy oor die Ou Testament lees, dat jy sal besef daar's 'n oorgang eintlik in die Nuwe Testament. Dis 'n heenwysing na Christus toe. As ons kyk na die Ou Testament. En Noag se verhaal is meer as net 'n mooi verhaal. Dis meer as net 'n mooi Bybelstorie. Dis 'n bloudruk, 'n profetiese bloudrukplan van Christus se koms ook, dit wat hy kom bring het. En ja, ek het vir jou hierso amper 'n spreadsheet vir jou kom gooi op die skerm, maar ek wil net vinnig daarna kyk, want ek wil jy moet besef die waarde ook wat ons kan uitvind uit Noag se storie uit. Die ark en die kruis. Die probleem wat albei gehad het, is die feit dat God se oordeel oor 'n wêreld vol sonde. In Noag se tyd, ook voor Christus se koms, was dit die probleem gewees. Die middel tot oplossing van die probleem, die ark was 'n houtvervoertuig gewees, waardeur God voorsien het, tot redding. Die fisiese houtkruis waar Christus opgehang het, sy prys wat hy betaal het, is voorsien ook. Dan ook die een deur van die ark, enigste manier om gered te kon geword het, in Noag se tyd. So vandag in jou en my lewe is daar een weg, Jesus Christus, na God toe, tot redding van ons lewens. Die vereiste in Noag se tyd was geloof aan God se opdrag om in die ark in te kan gaan. Die kruis vandag, geloof aan God se opdrag om Christus te glo, om te kan volg in ons lewe. Dan die redding, tydelike redding wat die ark kom bring het, vir fisiese dood deur water, maar soveel meer van 'n redding wat Christus kom bring het. 'n Ewige redding van die geestelike dood wat Jesus aan die kruis kom bring het vir jou en my. Laastens die resultaat. Die ark het die resultaat gebring van nuwe begin op 'n gereinigde nuwe aarde. Skoon begin wat hulle gemaak het ook as jy verder lees in Noag se verhaal. Maar meer as dit, dat die kruis wat Christus kom dra het, sy opstanding gemaak het, 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe wat ons lei tot 'n nuwe hemel, nuwe aarde eendag wat ons kan uitsien in die lewe hierna. So vandag wil ek vir jou nooi om opnuut te kyk ook na jou eie lewe, rondom wat is die roeping? Waarin vind jou redding? Vir Noag was die ark sy roeping gewees, maar ook sy redding gewees. Vandag in jou en my lewe het ons kyk en ons self die vraag vra, wie of wat is ons ark? Wie of wat is dit wat ons roeping in vind en ons redding? Ek wil jou nooi vandag om te dink oor jou eie lewe en te sê, weet jy wat, ek wil nie net dag in dag uit voortlewe nie. Ek wil ontdek wat die roeping van my lewe is. Ek wil vandag my vertroue kom plaas, soos wat Noag sy gesin geplaas het in die ark tot redding. My vertroue in kom plaas in Jesus Christus, wat my redding is. Dis dalk miskien die volgende stap wat jy moet neem. Jy vandag hier sit en jy is onseker oor jou eie saligheid, oor jou redding. Stap in Christus in, soos Noag in 'n ark ingestap het. Here, ek kom skuil by U.
U is my identiteit, my vertroue, my waarde, my redding. Miskien vandag word jy geroep tot 'n groot uitdaging, 'n taak wat Here toe roep. Sê, Here, ek wil soos 'n Noag wees, en geloof hierdie ark bou, hierdie roeping uitleef vir my lewe. Mag hierdie saam met jou vat in hierdie week in. Kom ons sluit die oë, bid ons saam. Here, vanoggend besef ons dat ons nie net per toeval op hierdie aarde geplaas is nie. Ons nie per ongeluk hier nie, Here, maar dat U ons roep tot iets. Iets spesifiek, Here, nie net universeel nie, wat ook belangrik is, maar ook uniek tot ons lewe. Ek wil bid vandag dat U sal vir elkeen hier groter stuk openbaring gee oor wat behels daardie roeping vir ons lewe. Help ons om verder saam met U te kan werk, om treetjies te kan gee in die regte rigting, Here, om daardie roeping te kan uitleef. En te weet vandag dat die gehoorsaamheid van ons roeping positiewe ripple effek gaan werk in ons en die mense se lewens en die generasies selfs na ons, as ons net gehoorsaam is. Here, vandag wil ek kom bid vir elkeen hier. U ken elkeen se omstandighede, mense wat dalk deur storms gaan, omstandighede wat moeilik is. Dalk is dit die stemme van hierdie wêreld of stemme van mense wat ons wil verwar. Here, dat ons soos 'n Noag sal luister na U stem, want U roep ons, Here, primêr. Dat ons sal dit kan volg en 'n stap van geloof kan neem. Here, om soos 'n Petrus uit die bootjie te kan stap en sê, Here, my oë is op U gerig. Ek kan op water loop, omdat my oë op U gerig is, omdat ek doen wat U sê. Dankie, Vader, dat ons medewerkers kan wees van U roeping, van U koninkryk, van U naam. Gaan saam met elkeen van ons, Here, in Jesus naam. Amen.